Goeiedag almal, ek is Manie van Bloemfontein. Dit is vandag donderdag, die 16 April 2026. Ons doen die nuus in kolle en ons hoofopskrifte vandag sê, geen wit volksmoord, wys 'n peiling. Nuushooftrekke vir vandag. Die fokus word verskuif om munisipaliteite nou reg te ruk. Geen wit volksmoord in SA volgens peiling. Rolf Meyer, nuwe ambassadeur vir Suid-Afrika in die VSA, moet betrekkinge verbeter. Back and closure, duisende dosisse is toegedien. Haie speel weg in 'n VRK-wedstryd teen die Ospreys. 3 Suid-Afrikaanse swemmers kwalifiseer vir die Glasgow Statebond spele. 'n Onlangse peiling toon dat die meerderheid Suid-Afrikaners nie glo dat daar 'n volksmoord op enige spesifieke etniese groep in die land plaasvind nie. Volgens die resultate meen 72% van die deelnemers dat daar geen volksmoord is nie, terwyl 19% glo dat dit wel plaasvind. Kenners wys daarop dat die term volksmoord 'n baie spesifieke betekenis het volgens internasionale standaarde, soos uiteengesit in die United Nations. Dit verwys na 'n doelbewuste, georganiseerde poging om 'n groep mense uit te wis, iets wat tot dusver nie deur enige hof of internasionale liggaam in Suid-Afrika bevestig is nie. Hierdie debat het ook internasionale aandag getrek. Die Amerikaanse president Donald Trump het aan die begin van sy amptetermyn beweer dat wit Suid-Afrikaners geteiken word deur geweld. Hy het verder 'n voorstel gemaak vir 'n vlugtelingsprogram vir Afrikaners, 'n stap wat wêreldwyd gemengde reaksies ontlok het. Hoewel daar berigte was van individue wat emigrasie oorweeg of aangepak het, is daar geen bevestiging van 'n grootskaalse uittog direk as gevolg van 'n amptelike vlugtelingsprogram nie. Wat wel onbetwisbaar is dat Suid-Afrika steeds met ernstige geweldsmisdade sukkel. Volgens die Suid-Afrikaanse polisie raak misdaad verskeie gemeenskappe, alle rassegroepe en beide stedelike en in landelike gebiede. Plaasaanvalle bly 'n groot bron van kommer, maar kenners beklemtoon dat dit deel is van die breër misdaadkrisis, eerder as 'n bewese uitwissing van 'n spesifieke groep. Die peiling weerspieël 'n duidelike siening onder die meerderheid. Suid-Afrika het 'n ernstige misdaadprobleem, maar daar is geen bevestigde volksmoord op enige etniese groep nie. In 'n land waar emosie en werklikheid dikwels bots, bly feite die belangrikste kompas. En volgens die data is Suid-Afrika se krisis een van misdaad, nie volksmoord nie. President Cyril Ramaphosa het sy fokus verskerp op die herstel van Suid-Afrika se sukkelende munisipaliteite in 'n poging om die land se ekonomie weer op koers te kry. Die regering glo dat swak dienslewering, korrupsie en finansiële wanbestuur op plaaslike regeringsvlak 'n direkte negatiewe impak het op ekonomiese groei, beleggings en werkskepping. Baie munisipaliteite in Suid-Afrika sukkel met watertekorte en infrastrukture wat verval, onbetroubare elektrisiteitsvoorsiening, finansiële wanbestuur en skuld. Baie stadige of swak dienslewerings. Hierdie probleme raak nie net die gemeenskappe nie, maar skrik ook beleggers af en belemmer ekonomiese ontwikkelings. Die nasionale regering, saam met instellings soos die van die nasionale treasury, het begin om swak presterende munisipaliteite onder administrasie te plaas, finansiële bestuur en toesig te versterk, tegniese ondersteuning en vaardighede te ontplooi, korrupsie en wanbestuuring te beveg. Ramaphosa het beklemtoon dat funksionele munisipaliteite die ruggraat van ekonomiese herstel is. Sterker plaaslike regering kan lei tot meer beleggings in infrastrukture, groter sakevertroue, werkskepping, verbeterde dienslewering aan burgers. President Cyril Ramaphosa se poging om munisipaliteite reg te ruk word gesien as 'n kritieke stap om Suid-Afrika se ekonomie te red, maar die ware toets lê in die uitvoering daarvan. Teen die naweek is so 155.000 dosisse en stowwe toegedien in 'n poging op die uitwerking van back and closure in die Wes-Kaap hok te slaan. Die vinnige reaksie deur owerhede en veeartse en heilkundige spanne word gesien as 'n belangrike stap om verdere verspreiding van hierdie hoogs aansteeklike siekte onder die vee te voorkom. Back and closure is 'n ernstige virussiekte wat beeste, skape en varke affekteer. Vinnig tussen diere versprei, groot ekonomiese verliese vir boere kan veroorsaak. Alhoewel dit selde mense raak, het dit 'n groot impak op landbou en op uitvoere. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, het die vordering verwelkom en beklemtoon dat samewerking tussen regerings en boere noodsaaklik is om die uitbreking te beheer. Hy het ook die belangrikheid van streng biosekuriteit, beheer en dierebewegings, voortgesette monitering uitgelig om verdere uitbrekings te voorkom. Die uitbreiding het kommer veroorsaak oor die beperkings op vleisuitvoere, finansiële druk op boere en verlies in veeproduksie. Die sukses van die enstopprogram kan help om vertroue in die landboubedryf te herstel en verdere skade te beperk.
Met duisende en stofdosisse reeds toegedien, lyk dit of Suid-Afrika vordering maak in die stryd teen back and closure, maar waaksaamheid bly uiters noodsaaklik. Twee mans het gister in die hof verskyn, nadat hulle in besit gevind is van meer as 1000 stuks perlemoen in die Tsitsikamma gebied. Volgens Sanparke het veldwagters tydens patrollies op verskeie sakke afgekom wat onder bome versteek was, gevul met perlemoen. Die twee beskuldigdes is kort daarna in hegtenis geneem. Perlemoen, ook bekend as abalone, is 'n hoogs gesogte mariene hulpbron en word dikwels geteiken van stropery weens sy hoë waarde op internasionale markte. Die onwettige handel bedreig mariene ekosisteme, ondersteun georganiseerde misdaad, lei tot streng wetstoepassing in kusgebiede. Die beskuldigdes kan moontlike aanklagte in die gesig staar wat verband hou met onwettige besit van beskermde spesies, oortreding van omgewingswetgewing, stropery en handel in perlemoen. Die saak is uitgestel vir verdere ondersoek. Owerhede het hulle verbintenis herbevestig om stropery hok te slaan in Suid-Afrika se natuurlike hulpbronne te beskerm. Die leier van Economic Freedom Fighters, Julius Malema, het in die streekhof in Oos-London verskyn op aanklagte wat verband hou met die afvuur van 'n vuurwapen tydens 'n politieke byeenkoms in 2018. Volgens die staat hou die aanklagte verband met die beweerde afvuur van 'n outomatiese geweer in 'n beboude gebied, 'n optrede wat dan bewering die veiligheid van omstanders in gevaar gestel het. Die verrigting in die saak hervat vandag om 9 uur, waar vonnisargumente verder aangehoor sal word. Die voorsittende landros in hierdie saak is Toinette Olivier. Die saak het oor die jare groot publieke en politieke aandag getrek en word as hoogs opspraakwekkend beskou. Regskenners meen dat die uiteindelike uitspraak belangrike riglyne kan stel oor die gebruik van vuurwapens in openbare ruimtes. Politieke leiers se aanspreeklikheid kan beklemtoon watter implikasies openbare veiligheid en regspleging in Suid-Afrika kan hê. By die land se oë op die hof kan die uitspraak in hierdie saak 'n beduidende invloed hê op die reg en politiek in Suid-Afrika. Wanneer leiers voor die hof staan, gaan dit nie net oor een persoon nie, maar oor die beginsels wat 'n hele land sal kan lei. 'n Senior kolonel van die Suid-Afrikaanse Polisiediens in die Wes-Kaap het gister in die Landdroshof in Wynberg verskyn op aanklagtes van beweerde seksuele aanranding van 'n mede-kollega. Die beskuldigde, 'n 55-jarige polisieoffisier, het glo die beweerde oortreding teenoor 'n kollega gepleeg. Besonderhede rondom die voorval bly tans deel van hierdie polisieondersoek. Die hof het borgtog van R5000 toegestaan, waaraan die beskuldigde vrygelaat is, hangende verdere regsprosesse. Die saak is uitgestel tot 27 Mei vir verdere ondersoek. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens het nog nie verdere kommentaar oor hierdie saak gelewer nie, maar sake van hierdie aard word gewoonlik ernstig opgeneem en kan interne dissiplinêre prosesse tot gevolg hê. Kenners wys daarop dat sulke aanklagte vertroue in wetstoepassing kan beïnvloed, die belangrikheid van aanspreeklikheid binne die polisie beklemtoon en 'n deeglike en regverdige ondersoek vereis. Die Financial Sector Conduct Authority, oftewel FSCA, het bevestig dat hulle tans 51 ondersoeke voer na sogenaamde onwettige kriptogroepe en beleggingsskemas wat in Suid-Afrika tans bedrywig is. Die ondersoeke fokus op platforms en individue wat glo beleggings in kriptobates aanbied sonder behoorlike registrasie of regulering, wat baie beleggers aan hoë finansiële risiko's blootstel. Volgens die FSCA behels baie van hierdie skemas onrealistiese beloftes van hoë opbrengstes, onwettige beleggingsplatforms, groepe op sosiale media wat nuwe beleggers werf en piramide of Ponzi-tipe strukture. Die FSCA werk saam met ander wetstoepassingsagentskappe om verdagte groepe te identifiseer, beleggers te waarsku, fondse waar moontlik op te spoor, oortreders aan die lig te bring vir verdere vervolging. Die owerhede waarsku dat baie van hierdie platforms nie gelisensieer is nie en dus nie onder finansiële beskerming sal val nie. Met 51 aktiewe ondersoeke wys die FSCA se optrede dat die stryd teen finansiële misdaad in die digitale ruimte vinnig verskerp het. Die Sharks ry Saterdag aan weg om teen die Ospreys in 'n belangrike VRK-wedstryd te speel. Die kragmeting skop om 20:45 Suid-Afrikaanse tyd af en beloof om 'n deurslaggewende ontmoeting in die middel van die punteleer te wees. Die twee spanne is naby mekaar op die punteleer. Die Ospreys is in die 11de plek op 30 punte. Die Sharks is in 10de plek met 33 punte. Met slegs 'n paar punte tussen hulle kan hierdie wedstryd 'n groot invloed hê op die play-off inspirasies later in die seisoen. 'n Groot opstoot vir die Suid-Afrikaanse span is die terugkeer van die sterspeler Andre Esterhuizen wat weer beskikbaar is vir die Kerings. Sy fisieke teenwoordigheid en ervaring in die middelveld word gesien as 'n sleutelwapen in die Haie se aanval en verdediging. Kenners voorspel 'n fisiese kontak en intensiewe wedstryd, sterk fokus op verdediging en skramwerk vir die span. Klein foute kan die uitslag bepaal, as gesê.
Beide spanne is desperaat vir punte op hulle plek in die punteleer te kan verbeter. Die Suid-Afrikaanse nasionale 7 span reis hierdie naweek na Hong Kong om deel te neem aan een van die ikoniese toernooie op die wêreld 7's reeks. Die span betree die toernooi in 'n sterk vorm en sit tans bo in die algehele puntelys met momentum aan hulle kant in die titelstryd. Een van die spelers om dop te hou is Selwyn Davids, wat 'n belangrike rol as 'n spelskepper in die span vervul. Sy spoed, visie en vermoë om ruimtes te skep maak hom 'n waardevolle speler in die Blitsbokke se aanvalstelsel. Die Blitsbokke se vorm is indrukwekkend. Hulle is die huidige voorlopers in hierdie reeks. Hulle het sterk aanvalsprestasies, verbeterde verdediging en dissipline. Hulle sal egter sterk internasionale teenstand in Hong Kong moet hanteer, waar elke fout duur kan wees in 7's rugby. Die Hong Kong 7's is een van die mees bekende stoppe in wêreld 7's rugby. In 7's rugby is alles vinnig, maar kampioene word gemaak wanneer spoed, fokus en kalmte op die regte oomblik saamgekom het. Die Suid-Afrikaanse nasionale Proteas span tree môre op in die T20 cricketwedstryd teen Indië se vrouespan. Die wedstryd word regstreeks op SuperSport 208 uitgesaai en beloof om 'n sterk toets vir beide spanne te wees. Die reeks is belangrik vir internasionale ranglyspunte vir die voorbereiding vir toekomstige wêreldtoernooie en momentum in T20 cricket vir albei spanne. Die Proteas sal steun op sterk openingskolwerk, dissipline in bilwerk en veldwerk onder groot druk. Indië bly egter een van die sterkste vroue cricketspanne ter wêreld. Wanneer twee topnasies bots, gaan dit nie net oor talent nie, maar ook oor wie druk die beste kan hanteer op die regte dag. Bokswêreld aanhangers wag al lank 'n nuwe berigte dui daarop dat 'n groot swaargewig kragmeting tussen Tyson Fury en Anthony Joshua moontlik in November kan plaasvind. Die moontlike geveg word reeds beskou as een van die grootste Britse bokswedstryde wat al jare lank bespreek word. Tyson Fury is bekend vir sy beweging, lengte en taktiese slimheid in die ring. Anthony Joshua is 'n kragtige uitklophou styl met wêreldtitelervaring. Beide boksers het al wêreldtitelstatus gehad en bly groot name in hierdie sport. Hoekom hierdie geveg so groot is twee voormalige wêreldkampioene boks teen mekaar, groot Britse superfight potensiaal beskik, enorme globale kykers en inkomste genereer, impak op swaargewig ranglyste wêreldwyd oopmaak. Hoewel daar sterk spekulasie is, geen finale kontrakte is nog bevestig nie, onderhandelinge oor plek en promosie is glo nog aan die gang, skedulering bly 'n groot uitdaging. Soms neem die grootste gevegte die langste om te gebeur, maar wanneer twee reëse uiteindelik bots, stop die wêreld om vir hulle te kyk. 3 Suid-Afrikaanse swemmers het indrukwekkende kwalifiserende tye behaal en sodoende hulle plek verseker vir die komende Glasgow spele later vanjaar. Die atlete Amy Kenny, Pieter Coetzee en Roald van Reenen het almal hulle kwalifikasie behaal na sterk vertonings in onlangse swemkompetisies. Die 3 swemmers het konsekwent goeie vorm gewys in hulle onderskeie items, met vinnige tye wat aan internasionale standaarde voldoen het. Hulle prestasies plaas hulle nou onder Suid-Afrika se opkomende talent in swem op wêreldvlak. Hierdie kwalifikasies is belangrik omdat dit Suid-Afrika se internasionale verteenwoordiging versterk, jong talent op wêreldtoneel blootstel, voorbereiding bied vir groter multisport toernooie. Die atlete sal nou fokus op verdere voorbereiding en intensiewe opleiding, verbetering van persoonlike beste tye, mededinging teen internasionale elite swemmers in Glasgow. Kwalifikasie is net die begin, die werklike toets begin in die water waar sekondes kampioene maak. Daar is geen betroubare, bevestigde inligting beskikbaar wat sê dat Rassie Erasmus se slotplanne amptelik verander is, spesifiek as gevolg van nuwe ernstige knieteenstrydigheid vir RG Snyman nie. Wat wel realisties en rugbylogies is gebaseer op hoe die Springbok-stel sal werk en hoe so 'n besering tipies die slotrotasie en beplanning beïnvloed. Die bokke skuif gewoonlik as spelers soos Eben Etzebeth, 'n kernslot en 'n leier. Franco Mostert, baie veelsidig op flank en slot, op Jan-klein, fisiese skram en lynstaan opsies. Snyman bring gewoonlik eksplosiewe dra van die bal, lynstaan kombinasie, mobiliteit en 'n groot slot. As hy nie beskikbaar is nie, kan die span meer fokus op fisieke verdediging, strukturele set-piece stabiliteit, meer tight 5 beheer in plaas van losspelle. Belangrike realiteite is, Snyman het in die verlede lang beseringsperiodes gehad. Die bokke beplan altyd met 2 tot 3 alternatiewe per slotposisie. Geen enkele speler is onvervangbaar in Rassie se stelsel nie. As RG Snyman nie 100% is nie, sal die Springbokke waarskynlik terugval op Etzebeth as anker. Vir veelsidigheid, klein vir fisieke impak, sonder om die stelsel te verander, net die skakels te verander. Advertensie van Netwerk 24, tekenin en kry verskeie tydskrifte en koerante.
Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Diana of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sê jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Die weerberig vir die streek lyk so: Messina 1931, Polokwane 1526, Lephalale 1731, Mbombela 1727, Mahikeng 1426, Pretoria 1626, Johannesburg 1424, Ermelo 1221, Galagari 2032, Gaborone 1529, Richards Bay 2029, Pietermaritzburg 1522, Durban 2027, Port St Johns 1826, Pongola 1927, Maputo 2131, Bethlehem 1121, Bloemfontein 1225, Allewal Noord 1226, Welkom 1426, Vryburg 1428, Kimberley 1528, Appington 1832, Prieska 1630, Springbok 924, Karasburg 1530, Keetmanshoop 1931, Mariental 1932, Alexanderbaai 1319, Brandvlei 1428, Loederitsbaai 1523, Vredendal 1224, Kaapstad 1420, Sutherland 921, George 1225, Jeffreys Bay 1425, Kabarra 1528, Graaff-Reinet 1028, Kaapogillas 1020, De Aar 1326, Molteno 922, Beaufort Wes 1228, Oos-London 1629, Mabalane 2033. Ons reënvalprovinsie vir vandag: Gauteng gaan gedeeltelik bewolk tot bewolk wees. Daar's 'n 30% tot 'n 60% kans op reën in die middag. Donderstorms is ook moontlik. In die Vrystaat gaan dit bewolk wees met koel toestande. Daar's 'n 30 tot 'n 60% kans op reën veral later in die dag. Die Noordwes-provinsie gaan gedeeltelik bewolk wees, soos plus minus 30% kans op reën. Die Limpopo-provinsie gaan meestal bewolk wees met laat tot matige kans vir reën van plus minus 30%. Mpumalanga gaan bewolk en koeler wees tot 30% kans op reën, veral in die oostelike dele. KwaZulu-Natal gaan gedeeltelik bewolk en warm wees, lig tot matige reën moontlik, plus minus 30% kans. In die Oos-Kaap gaan reën wisselvallig wees, reën gaan moontlik langs die kus en in die suidelike dele val. Die Wes-Kaap gaan warm tot baie warm wees, min of geen reën, droë toestande gaan oorwegend plaasvind. Die Noord-Kaap gaan warm en droog wees, slegs geïsoleerde ligte buie word verwag, naamlik 'n 30% kans. Ons markte vir die dag: die rand verhandel teen R16.36 teenoor die Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.73. Die euro verhandel teen R19.31. Die pond kos R22.21. 'n yen kos 10 sent. Platinum per fyn ons is $2,125. Palladium per fyn ons is $1,574. Silwer per fyn ons is $79.16. Goud per fyn ons is $4,801. Brent olie per vat is $94.79. Gedagte vir die dag: vertroue groei nie in perfekte toestande nie, maar in die oomblikke waar jy kies om te glo, selfs wanneer jy nie alles verstaan nie. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag word vir almal toegewens.